Die skrywer van Prediker sê dat 'n bietjie dwaasheid baie keer swaarder weeg as wysheid en eer. Soms word dwaasheid tot magsposisies verhef. Soms is dwaase in plekke waar hulle nie hoort nie. Terwyl diegene wat geskik is om die werk te kan doen, nie die invloed kry wat hulle nodig het om dit reg te doen nie. Ons lees dit hier in Prediker 10, waar dit sê, daar is 'n verkeerde ding wat ek in hierdie wêreld gesien het. 'n Fout wat begaan word deur een wat gesag het. Die dwaas kry hoë aansien en die rykes ontvang geen eer nie. Wanneer 'n dwaas in plek is, kan dit baie moeilik wees, veral vir die persoon wat daar moet besig wees. Maar wat doen jy? Hoe beklei ons teen dwaasheid in gesag? Wel, as jy daarteen stry en beklei, het dit gewoonlik die verkeerde uitwerking op ons eie lewe. Dit plaas ons baie keer in 'n baie moeilike plek. Die skrywer sê vir ons dat dit 'n voorbeeld is van alle boosheid onder die son. Alles wat kan verkeerd gaan. Soms is mense wat in 'n posisie is van dwaasheid, wat in dwaasheid in 'n posisie geplaas word van mag, baie onregverdig en daar's baie ongeregtigheid rondom dit. Maar hoe hanteer ons dit? Wat moet ons doen? Wel, Prediker het 'n voorstel. Hy sê, as die heerser vir jou kwaad word, moenie jou pos verlaat nie. Kalmte voorkom groot foute. Wanneer ons besef dat ons het te doen met iemand wat in dwaasheid optree, moet ons houding verander na een van nederigheid en gehoorsaamheid. Gehoorsaam en nederigheid beteken nie dat ek 'n mindere word nie, maar dat ek op 'n subtiele, geduldige manier probeer om hierdie dwaas te leer om nie dwaas op te tree nie, om anders op te tree. Baie moeilik vir ons in ons wêreld. Maar as ons 'n bietjie hieroor dink, dan besef ons dat ons ook in ons eie lewe soms baie dwaas optree. En dan is daar 'n Christus wat met groot geduld en nederigheid elke een van ons aan die Here, aan sy Vader opdra. Hebreërs plaas dit vir ons 'n bietjie in konteks, wanneer Hebreërs vir ons die volgende sê. Hier in vers 4 sê dit vir ons. Terwyl ons dan nou 'n groot hoërpriester het wat reeds deur die hemel gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Jesus is ons hoërpriester. Hy bid vir ons, hy tree vir ons in. Hy het reeds as mens deur hierdie dwaasheid van die wêreld gegaan. Hy verstaan iets daarvan. Maar met nederigheid en geduld tree hy vir ons in by die Vader. Bid hy vir ons, is hy ons hoërpriester. Kom ons hou aan daardie stuk geloof vas. Kom ons maak dit die kern van ons lewe vandag.